Welkom terug. Verlede week het talle mense by die Kaapse Hooggeregshof in Saldanha betoog tydens die vonnisoplegging in die Jocelyn Smith saak. 'n Hartseer storie wat gesprekke oor armoede, dwelmmisbruik en kinderveiligheid in die Kaapse gemeenskap aangewakker het. Die toe 6-jarige Jocelyn Smith se verdwyning uit Middelpos in Februarie 2024 het hierdie kwessies laat opvlam. Ek kuier nou met Heinrich Weingart van die Kaapse Forum om hieroor te gesels. Wat 'n voorreg, baie welkom hier by ons. Dankie vir die geleentheid om oor 'n tragedie te praat, maar ek dink jy het Elsa die elemente wat steeds ter sprake is, baie goed uitgelig: kinderveiligheid, dwelms, armoede en. En ons gaan nou so 'n bietjie meer in diepte daaroor gesels, maar ek wil vir 'n oomblik stil staan by hierdie spesifieke saak. Waarom dink jy het dit soveel mense van ons land so aan die harte geruk? 'n Deel van my wil glo dat dit vir mense gaan oor hierdie pragtige dogtertjie met hierdie grou oë en daai vriendelike glimlag. Want jy weet, in 'n land soos ons gegee ons geskiedenis, is, kan ek nou maar noem, menslike estetika belangrik. Maar op 'n meer ernstige noot, ek dink dit tref altyd almal wanneer 'n kind ter sprake is. Die verdwyning van 'n kind, die dood van 'n kind en die mishandeling van 'n kind. So ek dink vir mense in die algemeen gaan dit in die eerste plek daaroor dat 'n kind en ook 'n meisiekind, want ons het die geneigtheid ook in ons land om dikwels meer die klem te plaas op die veiligheid van die dogtertjie of die meisiekind teenoor die van 'n seunskind. En dit behoort nie eintlik so te wees nie. Maar hoe dit ook al sê, in die geval is dit sy moet nou al 7 wees, né? Want ek sien mense sê nog steeds maar 6-jarige. Ja. En dit veronderstel amper asof sy nou nie meer lewe nie. So ek sal sê die 7-jarige Jocelyn Smith. 'n Graad 1 leerder, jy weet, 'n kind wie se lewe nou net begin. En nou sy net weg. En niemand gee 'n verklaring daarvoor nie, want ons kan nie sê niemand weet waar sy is nie. Iemand weet en meer as een persoon weet, maar is nie bereid om dit vir ons te sê nie. En as ek reg kan onthou, was dit in Oktober verlede jaar haar 7de verjaarsdag gewees, so ek stem heeltemal saam met jou. Ja. Ek dink dit is hoe 'n mens daarna moet verwys. Hierdie spesifieke kwessie, en ek weet ook, ek wil graag uitkom by julle plakkate ook, toe julle nou daar bymekaar gekom het, na aanleiding van die hofverrigtinge, het baie gefokus op die dwelmprobleem, en ek dink dit plaas op net die fokus op die dwelmprobleem in die Kaapse vlaktes. Wat is die uitdagings? Die uitdaging is dat daai probleem baie wyer strek as die Kaapse vlakte, wat mos nou maar Skiereiland gesentreerd is. Ja. Die oorsprong is dalk daar, maar dit het met die jare versprei tot juis daar diep onder aan die Weskus waar hierdie tragedie afgespeel het of afspeel, steeds maar, omdat Jocelyn steeds weg is. En so wyd ek kom van die Oeverberg af, en jy kan nou maar reis tot onder in van Reinsdorp en wat sit die ander kant toe, sê nou maar Beaufort Wes, of as jy langs die tuinroete afgaan, George, daai plekke, dit's oral. Ja. Elsa, en 'n mens weet nie of daar aan owerheidskant genoeg gedoen word om die indruk te gee dat hulle die volle omvang hiervan besef nie. Dis waarom jy gemeenskapsorganisasies nodig het, wat soos in hierdie geval die kollig kan plaas op die dwelmprobleem wat aan die wortel lê van wat uiteindelik die Jocelyn Smith saak genoem word. Wat dink jy is die oplossing? Daar is baie faktore aan die probleem, so daar sal nie 'n oplossing wees nie. Jy kan begin by, want jy het armoede vroeër genoem, jy moet begin by die maatskaplike omstandighede. Heel dikwels in daai gemeenskappe waar dwelms die groot probleem is daar ook groot armoede. Is daar 'n afhanklikheid van maatskaplike toelaat, die sogenaamde SASSA grants of die 350s wat daarom nou R370 is. En mense word afhanklik gehou daarvan. Daarmee sê ek nie dat daar nie regtig armoede bestaan in baie huishoudings en gemeenskappe nie. Maar ek weet ook as iemand wat steeds woon in daai gemeenskappe, dat dit baie keer 'n geval is van ons raak so gewoond daaraan dat ons net in die ry staan en 'n toelaat ontvang, soos wat mense, ja, die wat wel honger is en ander wat net lui is, in 'n ry gaan staan in die sogenaamde sopkombuis rye dan nou. Ek dink wel dis belangrik om na die wyeer prentjie te kyk. Nou, hierdie spesifieke saak, Jocelyn Smith se saak,
het of was 'n baie goeie bewys gewees van hoe Suid-Afrikaners kan saam staan en saam kan voel. Hoe laat dit jou oor die toekoms van die land voel? Dit is altyd so dat wanneer daar 'n ramp plaasvind, 'n tragedie plaasvind, dat Suid-Afrikaners op 'n amper ongekende of liewer op 'n wyse bymekaar kom wat jy hoop elke dag die geval moet wees, maar ons weet ook ons kan baie vinnig natuurlik vies raak van mekaar, lelik wees teenoor mekaar en dit is dan juist daai menslike tragedie wat maak dat ons uiteindelik saamkom, nie na mekaar se velkleur kyk of lengte, as ek nou maar sommer maar spot met my eie lengte nie, maar dat mense vir mekaar sê hier is 'n probleem, hier moet iets aan gedoen word. Jou moeilikheid is dat ons kategoriseer ook heel gereeld probleme in die land en maatskaplike probleme as 'n bepaalde bevolkingsgroep se probleem. So bendes is 'n bruin probleem. En dit behoort nie so te wees nie. Plaasaanvalle is 'n wit of Afrikaner probleem. Dit behoort nie so te wees nie. Die dood van jong seuns wat na inisiasie skole toe gaan, elke skoolvakansie is 'n swart of African probleem en dit behoort nie so te wees nie. So, wat ek sê daarmee is Suid-Afrikaners het die ongelooflike vermoë om saam te staan, maar hulle het ook ongelukkig nog heel gereeld te veel klem op dat dit nie eintlik my raak nie en dit hoort nie so nie. Heinrich, ons sal nog vir ure hieroor kan gesels, so baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier het en jy kan ingeskakel bly vir die volgende hap van Goeiemôre Good Morning net hierna, so bly gerus net waar jy is.